Bekende komediant, skrywer, aktrise, nou ook vervaardiger, Shimmy Isaacs, wat 'n voorreg om jou in die ateljee te hê. Die lys raak net langer en langer, nê, van goed wat 'n mens agter jou naam kan voeg. Ek is bly die lys raak langer, want dit beteken ek het nie opgegee op myself nie. Ja, en jy het aanhou werk en jy het aanhou streef na jou drome, maar ek wil eintlik bygevoeg het by daai lys, gemeenskapskunswerker. Want as ek na jou kyk en na dit wat jy doen, dan is dit vir my asof jy jou kuns pleeg as 'n werker van die gemeenskap om hulle stories te vertel en in die kollig te plaas. En dit lyk vir my dis vir jou regtig belangrik. Is dit wat jy beplan het? Wel, ek is 'n gelowige, ek moet dit net ook byvoeg. En ek dink as jy die storie gekyk het, ken jy my ma. My ma is Eysterhand kerkvrou. En daar gaan nie 'n dag verby dat sy my herinner dat my eer van bo af kom nie en dat alles met 'n doel gedoen moet word in die lewe en ek het net daai passie en daai burning net om stories te vertel van mense wat ek weet nie altyd raak gesien word nie, wat minder voel as wat hulle is, maar hulle plek in die samelewing en is so belangrik en dit is hoekom ek juis as dit by Minsjare kom, die storie van my ma vertel het wat 'n factory worker was. Want kyk, sy het my gekry op 17 jaar oud en op daai stadium enige jong meisie, dit voel alles sak in mekaar, maar sy's die sterkste persoon wat ek ken. My ma het haar regtig self by haar bootstraps opgelig en sy was 'n fabriekwerker, maar sy het 'n droom gehad, sy wil 'n haarkapper gewees het. Weet jy doen 'n ongelooflike tribute, nê, aan jou ma op Paas. Ek dink dit was 'n goeie Vrydag, maar dit was hier rondom Paasondag het ek gesien het jy dit op sosiale media gepos. En waar jy net vertel wat die invloed wat sy gehad het in jou lewe, die geloofsmens wat sy is, ja, maar wat sy in die gemeenskap beteken. En ek het daarna gekyk gedink, as my kinders, my 2 dogters eendag so oor my praat, dan job done. Ag, wie Charlene, en ek dink ons moet dit doen terwyl ons nog hier is. Ek het myself beloof dat if I'm going to love you, it's going to be loud and proud. En ek gaan nie wag tot mense 6 voet onder is of wat ook al nie. En ek weet ons Suid-Afrikaners, dis nie net in die breingemeenskap nie, maar ons is baie keer uncomfortable om affection of net 'n woord van jy weet, dis skaam en dit is miskien nie so groot gemaak jy sou dis nie deel van jou kultuur nie, want dit is ook 'n kultuur, nê. En maar ek was altyd anders. Ek het altyd gehoop, ag, hoekom kan ons gesin nie so wees nie? En toe besef ek, well Shimmy, as dit is wat jy wil hê, dan moet jy begin die aksies toon. En so ek het verskriklik hard gewerk in my verhouding met my ma, want dit was nie maklik geweest toe ek uit die dorp uit is nie, my ouers is geskei. So ek het vir myself gesê, I am going to create the relationship met my ma wat ek droom. En ek en my ma is so. Ek en sy praat elke dag, 6 keer 'n dag baie keer oor niks. En sy gaan definitief gaan sy hierdie program kyk. Nee, sy gaan. Nee, sy gaan. Kyk nou, Ja, sy gaan. Ek gaan nou verder met jou gesels want ek wil alles hoor van daai dryf om jou droom te bewaar het en hoe jy voel as komediant, wat die impak is wat jy maak in die samelewing. Gesels verder met ons wonderlike gas, Shimmy Isaacs. Shimmy, groot besluit op 17-jarige ouderdom om die dorp te verlaat, sak en pak. Ja. Jy het 'n droom gejaag, maar was daar 'n klein bietjie rebelsheid daarin? Nee, ek dink ek gaan eerlik met jou wees, ek was op 'n plek waar ek verskriklik verward gevoel het. My ouers, die egskeiding was daar en ons het ook ons huis verloor. En ek dink ek het geweet wat ek uit die lewe uit wou hê en ek het geweet waartoe ek kon gaan, want dit kon soveel anders gewees het as ek nie die fondasie gehad het wat my ouers in my geinstil het nie. So ek het net geweet dat dit was tyd vir my om my eie lewe te skep, want ek het die krag en ek het die power om my eie realiteit te skep. Want my realiteit op 17 was baie pynlik gewees en ek het gegaan na 'n nuwe realiteit toe en ek het maar in geloof gegaan. My ouma het my net R100 gegee om
'n taxi te vat en ek het in die Kaap aangekom en ek het my skoolvriende gebel. Maar ek was so vreesloos, maar dit was ook 'n ander tyd gewees. Jy weet, so ek het by my vriende gecrash en ja. En daai vreesloosheid is iets wat jou absoluut gedryf het, dat jy ook vreesloos sekere onderwerpe aanraak, want goed soos identiteit om ongehoorde stories te vertel, is nie altyd maklik nie, maar jy doen dit as komediant, as skrywer. Is daar onderwerpe wat jy dink, ek sal nie daar gaan nie? As dit nou kom by skryf? As dit kom by skryf, as dit kom by op die verhoog wees as komediant? Wel, dit hang af. Ek dink altyd daaraan, jy weet, ons lewe nou in 'n tyd waar komedie regtig onder die lig en gesit word en gekritiseer word en ek dink ons moenie vergeet nie dat hierdie land se democracy is deur kunstenaars. Okay, dit is hoe belangrik die kuns is. Want ons moet goed doen wat controversial is, want dit begin 'n gesprek. Jy weet, ek doen nooit iets of grappie om mense seer te maak nie. Dit is regtig waar, net kom ons begin 'n gesprek. En hoe lyk ons perspektief in 2025 versus 1994? En ek dink dit is okay om te praat oor 2025. Ja. Jy weet, soveel jaar van 1994 af. En net gou 'n voorbeeld noem op daai onderwerp, want ek het geluister na 'n gesprek wat jy gehad het. Jy het jou opinie gegee oor die hele Leon Schuster debakel en die blackface. Maar die manier waarop jy daaroor gepraat het, was vir my so interessant, want dit was regtig baie even-handedly en regtig nie met haatlikheid of dit was eintlik 'n manier wat gesê het, kom ons hê 'n gesprek soos jy sê en let's invite people to share their views and let's not criticize, let's be kind. Ja, let's be kind. Dit is 'n klein bietjie moeilik in die tyd van social media, jy weet, want ek dink dit is juis want ons kommunikeer nie meer in persoon met mekaar nie. Ons kommunikeer op die lig. En jy weet so nuance gets lost in an online conversation waar as ek en jy 'n gesprek voer, dan kan jy my tone hoor en jy kan my oë sien en jy kan my intensie voel. En ek dink dit moet ons meer begin doen. Ons moet regtig meer gesprekke in die werklikheid het as wat ons dit doen op die rekenaar. Nou hierdie gesprek in die werklikheid was vir my wonderlik, want ek kan ook behalwe al daai wonderlike dinge van jou oë, toon, intensie, kan ek ook die wonderlike positiewe energie voel wat jy uitstraal en baie dankie daarvoor en dat jy dit kom deel het met ons vanoggend. Semi Isaacs. Dis vir my so lekker met jou te gesels. Dankie, Leon. Kyk, in Sosialine nou gesê die lys van toekennings en rolle en dinge wat jy al gedoen het, lees soos 'n boek. Dit is jy kan nie daardeur kom nie. Dit is fantasties. Is daar vir jou nog drome in die buiteland ook buite nou al die ander dinge wat jy al hier gewen het? Ag, ek het baie gedoen al in die buiteland. Dit is hoekom ek so baie in my land doen, want ek dink die buitelandse ervaring is regtig waar ek my patriotism vir Suid-Afrikaans nie dat ek dit gevind het nie, maar ek het soos ek is Suid-Afrikaans. Ja, so ek het ook gestudeer in New York. So ek was daar vir 'n tyd en soos enige filmmaker, gaan jy maar na die Big Apple toe en ek het ook baie stand-up gedoen oor see. So ek is nogals heel wat okay met die oorsese wêreld. Ek dink Suid-Afrika het my baie meer nodig. Ons het jou nodig, want ons 'n bietjie lag hier, man. Ja. Maar ek vind nou vandag, want ek vind dit altyd stand-up comedy verskriklik interessant en ek het soveel agting vir wat jy doen, want jy het natuurlik nou al daai paadjie geloop en seker nog steeds. Sal jy jouself beskryf primêr as dit of is daar al die ander hoetjies wat jou optel? Dit jou beskrywing van jouself of hoe jy jouself Ek is 'n kunstenaar. Jy's 'n kunstenaar. Ja, ek beskryf myself as 'n kunstenaar in entertainment. Ek het natuurlik film gestudeer en stand-up het regtig net in my skoot geval. Ek moet sê dit het, want dit was op 'n tyd toe ek met professioneel acting begin het. Jy weet daai audisies was maar skaars, my ou. En een van my ou skoolvriende sê toe, "Jy snaaks man. Kom hier, ek doen hierdie stand-up ding, Rustem August." En ek gee altyd alle eer aan hom. Maar ek het nooit gedink, Leon, ek is snaaks nie. Al my accolades op universiteit was soos Shakespearean goed wat ek gedoen het. Ja, ek was 'n dramaturg, 'n tipe van 'n aktrise. So ek het nooit gedink ek is snaaks nie. Maar ek wil iets toets by jou. Want toe ek stand-up komedie ervaar, is dat dit baie van die tyd is dit sosiale kommentaar
wat ons eintlik of julle dan nou eintlik vir mense teruggee. Jy sê vir mense iets en hulle vind ons lag eintlik maar vir onsself tot 'n mate. Absoluut. En jy weet jy, ook moes maar nou net die soos hulle sal sê, die speel 'n bietjie op, jy weet. Ja. Maar ons komediante, ons kleur die speel in met kleure wat nie moet gekleur word nie. Wees 'n bietjie half afpers of iets in die voege. Ja. En komedie, ek dink lens dit self, jy weet waar jy nou regtig waaroor issues kan praat deur die medium en perspektief van komedie. Ja. Maar ek dink Suid-Afrikaanse komedie en ek weet of ek 'n stand-up comedian regtig in die sin is, nee, ek is 'n storieverteller. Wanneer ek wel stand-up doen. Vir my voel dit maar net soos 'n one-man show. So ek voel glad nie paniekerig daaroor nie. So het dit nou al met jou gebeur, dalk in die vroeë jare, want ek kan nie dink dat dit al met jou gebeur het later nie, waar jy nou daar staan en jy sê iets wat jy nou gedink het moes nou. Hierdie moes die skare aan skater gekry het om nou op te ramp aan die einde toe en dan sit hulle nou maar net daar. En kyk vir jou. Lag niks. Het dit al met jou gebeur daar? Nee, nog nooit. Okay, daar's daai roemer is in die kiem gesmoor. Natuurlik het dit al. Yes, like. Wat ek sê jou Leon. Hy lê maar bietjie in. En dan moet jy weet ek drink ook nie, nê. So ek doen nie. Dis nigter wat dit gebeur. So ek kon nou alles. Wie jy wat, dan byt jy maar die bullet en jy gaan maar terug na jou materiaal toe en jy kyk waar miskien was die set of partykeer sê jy weet, dis hulle. Dis hulle. Hoorie, ons gaan nou verder gesels. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. Man, ons kuier is lekker met Jimmy Isaacs hier vandag, is baie heerlik. Jy het nou gepraat oor stand-up en die ding van, jy weet, jy het daai oomblikke waar dinge soms verkeerd gaan op 'n verhoog. Is daar iets soos in jou opinie topkomediante of 'n lysie van wie die bestes is? Of is daai maar bly dit maar soos enige ander kuns 'n subjektiewe ding? Ja, ek dink dit is seker maar die beste as jy dit subjektief noem van ek hou nie daarvan om mense op te hemel nie. Ja. Ek dink ons sien wat almal aangaan in die land en in die wêreld sal ek maar sê. Maar ja, ek moet sê kyk, soos ek en Charlene het net nou getouch op die Leon Schuster storie nê. Maar Leon Schuster is regtig een van die enigste mens in my tyd toe ek kind was, na wie ek gekyk het in die sin van komedie. So ek het nie gedink hy's 'n komediant nie, ek het net gedink hy's 'n komediese akteur. Ja. Jy weet. Is daar 'n verskil vir jou in jou benadering tot stand-up cinema en om 'n snaakse karakter te speel in 'n fliek of so iets te skryf natuurlik? Ja, want kyk wanneer jy voor die gehoor staan stand-up sonder make-up, dan is dit jy. Ja. Dit is jy, dit is jou denke. Jy Leon se denke. Dit is nie die karakter se denke nie. So dit is die verskil tussen 'n comedy sketch en 'n komediant. Ja. So een is gevestig in realiteit en die ander is gevestig in fantasy. Dit maak vir my baie, maar ek lees so lekker nou baie. Ek het 'n interessante ding raak gelees van 'n ander persoon wie ek ook dink nogal snaaks, Ellen Comedy, wat vir jou gesê het. Hy is my vriend. Hy is vir my die snaakste mens. Hy is so awesome. En ek het raak gelees, hy het vir 'n storie vir gesê en ek wil net 'n bietjie vra daaroor. Always tell people who you are. Hy het. Wat Ellen, kom as jy dit kyk. Daarvan? Ellen het my kom help direct in een van my shows. Ek het dit Untitled genoem. Ek hou altyd daarvan om net sommer so improv goed te doen en so aan. Dit hou my lekker aan die gang. En ek sal nooit die dag toe ek nou oefen en ek kom op die verhoog en toe sê ek nou al seker so 3 jaar in stand-up, nê. En ek gaan en hy kyk en hy sê vir my, maar jy het nie jouself voorgestel nie. Ek sê ja maar, hulle. Jy weet jy so hulle. Hy sê shimmy. En in sy Engels sê, let me tell you one thing. Don't ever assume people know you. Wow. En toe gaan daar 'n light bulb af in my en ek is soos wow. Ja. En dit bly by my tot vandag toe. Want dit gaan nie oor skaamtelose bemarking nie. Ek dink die inwers daarvan is dalk waarskynlik waar ons jy's eintlik arrogant as jy nie vir mense sê wat jy doen nie. Want baie keer daai vrees van ek weet nie, ek praat nou waarskynlik net namens myself, maar ek moet vir jou sê ek dink stand-up requires a little bit of arrogance. Of course. Ja, en bravado net om dit te kan doen. Maar ek dink baie keer dan vergeet jy en die audience member verloor konteks. Verstaan jy? Want daar's altyd iemand wat my nog nooit
nooit gesien het nie. So dit is ek dink wat belangrik is vir enige kunstenaar. Even in vandag se wêreld, waar ek op TV is, ek stel my altyd voor aan mense. En dit is ook maar net die menslikheid. Jy weet, en dan voel dit mos nou, ek en jy kan nou 'n lekker pad saamstap in hierdie show wat ek vir jou gaan doen, want ons gaan nou gesels. Absoluut. Ja. Kyk, die mense, almal ken natuurlik vir Dawie in die straat, maar hy stel homself nooit voor nie. Maar dit kan julle nou oor gesels. Ander interessante stukkie trivia wat ek oor jou gelees het, is as daar is 'n Hollywood akteur is wat jy sou in 'n straatveg geveg, beloof ek nog iets gedrink, wen, is dit niemand anders nie as Charlize Theron. Hoekom dink jy so? Daai meisie kom van Benoni af, nee? Wel, sy het haar slice gemaak toe sy sê net 41 van ons praat Afrikaans. Toe sê ek soos, sorry. Excuse me. Toe sê ek nie. Ag nee, jy weet, sy bly met ons as Suid-Afrikaanse koningin. Het 'n ou foutjie gemaak met die syfers. Ag, jy weet, ook nie goed met wiskunde nie. Kom ons sê dit. Is daar wanneer kom die Emmy of die Golden Globe? Is dit nog op die bucket list, een van daai? Ag, jene, soos ek net nou ook vir jou gesê het, die grootste eer kom regtig, Leon, en ek wil nou nie sentimenteel klink of so nie, maar dit kom regtig vir my van bo af, want ek dink wanneer jy jou dinges in die vlees sit, bedoelende in die mens se erkenning sit, dan gaan jy baie disappointed wees in hierdie lewe. Jy weet, en my doel is regtig waar net om die storie uit te kry. So whatever dinges ek kry daarna is cherry on top. Ek sê dankie, maar ek wil net die storie uitgekry het. Want die dag wanneer ek nie meer hier is nie, beteken daai awards niks, dit is die storie wat gaan staan. Jy is my inspirasie hoor, is my heerlik om jou te gesels. Dawie gesels net nou met Shemi oor haar rol as vervaardiger, maar ons kyk net eers na die lokprent van die TV-reeks Mins jou hare. Finally, is ons nou certified hairdressing and nail technicians. Hoe die hel kyk jy nie van my nie? Ek is VIP. Wie dink jy die stand gehad? Well, catch me if you can. Diego. Vincent! Joehoe! Mami! Energy voel skielik af hier binne. Ek wil nie ons met 'n sanction lyk. Newsflash, mami. Ons is dysfunctional. Jou hare, ons min sit in jou bin. Ek praat nou verder met Shemi. Isaacs. Wat dink jy? Want vandag het almal dit gedoen en ek love dit. Wil ek oor hierdie Mins jou hare storieetjie praat want ek verstaan niks wat aangaan nie. Maar voor ek daarby uitkom, wil ek net oor die stand-up komedie. Ja. Wat is die Afrikaans daarvoor? Ja, ek weet nie. Daar is Afrikaans daarvoor. Dit is goed. Iemand gaan my nou help. Staan en lag. Nee, okay, staan. Maar jy staan, dit is eintlik presies wat dit is. Jy staan op en jy vertel 'n storieetjie. Jy vertel grappies. Ek wil twee dinge by weet. Die eerste een is jy skryf voor die tyd dan gedink jy aan snaakse goeters en skryf jy dit neer en gaan leer jy dit en dan gaan praat jy dit uit. Is dit so? Ja, partykeer, maar weet jy waar ek die beste my grappies doen is net om tussen my vriende te praat en dan sal ek iets net so drop en dan as ek weer sien en dan skater ek gaan sê, okay. So jy's vinnig om 'n situasie op te som en dan een of ander so dis my eerste vraag. So jy gaan skryf dit neer en dan onthou jy nou jou klomp grappe. Kan mens hierdie grappies elders gaan koop? Nee. Jy kan net na my live shows toe kom. Kan mens dan kry jy nou jou lys grappies en werk jy dit nou in 'n storie in. En dan werk ek dit in 'n storie. Die grappies is miskien baie, dis miskien klink maar dit is eintlik meer as net grappies. Dis nie net snaaks nie. En weet jy Dawie, baie keer is dit maar net iets wat ek geervaar het of iets het met my gebeur. Soos die een grappie oor my driver's license. Jy weet ek was afgetrek die een keer en ek het 'n wit partner gehad, 'n Caucasian, jammer Suid-Afrika. En ek sal nooit die dag vergeet wat ek afgetrek word nie en ek kyk my partner so en ek kyk die traffic cop, toe sê ek vir die traffic cop, ek vat my baas huis toe. Weet jy wat met my gebeur nou die dag, né? Die speedkop stop my. Ek het nie meer stopstraat gestop nie. Speedkop is hy sê vir my, wat maak jy? Het jy nie stopstraat gesien nie? Ek sê vir hom nee, ek het jou nie gesien nie. Regtig. Hy sê jy moet stop. Ek sal nooit my partner se gesig uitdruk nie. Sy sê, "Hoe kan jy dit sê?" Nou lyk ek so. Ek sê, "Bokkie, ons het weggekom." Luister hierdie Mins jou hare storie. Ek verstaan niks wat daar aangaan nie. Verduidelik vir my wat beteken Mins jou hare.
So dit is soort van 'n kleerling-kalou-kleel, jy weet, wanneer iemand se hare soos my, wanneer jy jou hare geblou draai het en jy begin sweet, nê, so uit jou kopvel uit, dan begin jou hare maar so te krimp en dan lyk dit soos daai klein mintstukkies. En dit is maar waar die gesegde mins jou hare vandaan kom. Jy weet, dit beteken maar net wanneer daar hitte en warmte saamgesmelt is in jou kop, dan krimp jou hare. En dit gebeur, speel nou alles af in 'n haarkappery, né? Ja, dit speel af in die haarkapper in die garage. In die garage. Ja, want kyk, toe my ma en pa destyds ons huis gekoop het. My pa het seker sy garage vir 'n week gehad. En toe sê my ma, sy gaan 'n besigheid daar uitbou. 'n Haarkapper besigheid, ja. En al die goeder wat daar gebeur, soos hulle sê, wat op die bus gebeur, bly op die bus. Pretty much. Ja, dit was nogals ironies, want ons is 3 meisies klaar in die huis met my ma, soos 4 vrouens. So my pa was die enigste man, en die huis was vol vrouens. Jou arme pa, my arme pa. Ek verstaan dit ook. Ja. Ja, dieselfde in ons huis. Dit is net 'n klomp vroumense, selfs die honde is 'n klomp tewe. Behalwe daar's een reën, maar hy's useless. Ja. As jy nou by die huis aankom, is jy seker hierdie celebrity nou, né? Ja, in hulle oë. Maar dit is ook maar net lekker. My babenaam by die huis in Woester is Nytjie. Nytjie, né? Ja, julle. So Nytjie is wat almal my genoem het saam wie ek groot geword het. En ek sê altyd, as jy Nytjie skree, dan sê ek, daai een ken my uit my binneste uit. Nou maar luister hier so Nytjie. Ons het verskriklik lekker saam gegaan, maar die tyd is so klaar. Ag, jene Dawie, ek en jy sal met braai, hoor. Ek moet nou waai.